Baie welkom weer eens by 'n aanlyn diens van die gemeente Kruin. Ek hoop dat dit met julle goed gaan. Ons beplan om binnekort 'n opname te maak oor hoeveel mense na ons skermdienste kyk, wie daarna kyk en ook hoeveel aangestuur word na volgende kykers. So ons sal 'n vraelysie aanstuur. Jy kan dan hierdie vraelysie antwoord. Ons sal dit by wyse van 'n applikasie aan jou stuur. So asseblief gee vir ons in die verband jou samewerking. Daardie inligting is vir ons baie belangrik. Onthou ook dat ons eredienste weer hervat het en dat jy kan registreer om 'n erediens by te woon. Ons mag op hierdie stadium net 50 mense akkommodeer. Die applikasie is natuurlik op jou slimfoon. Dit lyk vir my of ons opkoms stadig maar seker besig is om te verbeter. Sondag met die nagmaal het so byna 100 mense die twee dienste gesamentlik bygewoon en ons is bly daaroor. Ons hoop egter dat ons binnekort weer in 'n ritme kan wees soos wat ons altyd was. Ons tema vanmôre is die Napoleon-sindroom. En ons skriflesing is uit Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10. Kom ons lees dit saam. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. Daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien watter soort mens Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop vinnig vooruit, klim in 'n wilde vy, sodat hy Jesus kon sien, omdat hy daar sou verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, klim gou af, want ek moet vandag by jou huis oorbly. Saggeus het toe vinnig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: Kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het toe vir hom gesê: Vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Napoleon Bonaparte was een van die suksesvolste militêre leiers ooit. Deur een na die ander oorwinning op die slagveld het hy die politieke landskap van Europa vergoed verander. Hy het die wêreld aan sy voete gehad as 'n relatiewe jong man, maar na sy groot nederlaag te Waterloo in Junie 1815 is die groot leier in ballingskap weggevoer na Sint Helena Eiland, waar hy 'n vroeë dood op 51 sterf. Hoe het dit gebeur dat so 'n geniale en suksesvolle man in eensaamheid en afsondering moes sterf? In watter mate het eksterne faktore daartoe bygedra en in watter mate het sy persoonlikheid en vormingsjare 'n rol gespeel? Nou ja, daaroor is daar al baie gespekuleer. Ons weet egter dat Napoleon 'n buksie was, kort van postuur, sodat daar nou nog gepraat word van 'n Napoleon-sindroom wanneer kort mannetjies oorkompenseer vir hulle lengte of tekort aan lengte deur op ander wyse 'n indruk te probeer maak. Saggeus was ook so 'n kort mannetjie, lees ons. Merkwaardig, as ons in ag neem dat die evangelieskrywers nêrens elders verwys na mense se fisieke voorkoms nie eers na Jesus se nie, is dit tog waardevol om te gaan kyk waarom Lukas dit doen. Lukas vermeld dat Saggeus kort was, om 'n spesifieke rede. En die antwoord vind ons in die voorafgaande verhaal
voor die episode wat ons nou saam gelees het, gaan lees dit gerus by die huis. Die verhaal voor Jesus se ontmoeting met Saggeus. En daar verneem ons van 'n onbekende man in wie se lewe Jesus ook ingegryp het. 'n Man sonder 'n naam. Ons weet net dat dit 'n blinde man was wat vir Jesus roep en Jesus genees hom dan wanneer hy in Jerigo inkom. So Lukas wil vir ons sê dat hier twee mense met gebreke is in wie se lewe Jesus daar in Jerigo ingegryp het. Die een is 'n blinde en die ander is 'n kort mannetjie. Hoewel hulle weerskante van die sosiale leer staan, die ene 'n ryk man, die ander 'n arm man, is daar wel 'n ooreenkoms. En wat is dit? Albei van hulle kon nie vir Jesus sien nie. Maar hulle volg verskillende strategieë om te kan sien. Die blinde man roep hard en aanhoudend na Jesus, sodat hy deur die skare berisp word. Okay, stil nou. Terwyl Saggeus stilletjies 'n plan beraam, plannemaker wat hy was. Hy klim in 'n wilde vy om Jesus in die oog te kry. Van die blinde man weet ons so te sê niks nie. Nie eers wat sy naam was nie. Maar ons weet genoeg van Saggeus. Saggeus was die hoof van die tollenaars in die dorpie. En dik in die pitte. Hy was dus nie jou gewone tollenaar wat by die poorte gesit en verbygangers lastig geval het nie. Hy was die meesterbrein agter 'n hele netwerk van tollenaars wat geld en goedere vir die Romeinse owerheid ingevorder het. En ons almal weet hoe dit gewerk het. Jy het dan gesorg dat jy 'n redelike skyf van die koek vir jouself vat. Die soustrein styl. En ons almal weet dat daar aan 'n tollenaar 'n stigma gekleef het en nie sonder rede nie. Hulle was uitbuiters, gierig. So hoewel die tollenaars ryk was, het die dorpenaars van die klein dorpies oor die algemeen neergesien op hulle. Neergesien op hulle as nie een van ons nie. En ek gebruik spesifiek die woord neersien, aangesien dit die sielkundige probleem is waarmee die meeste kort mannetjies worstel, naamlik dat ander letterlik op hulle neerkyk. En hierin is natuurlik 'n stuk ironie vervat. As klein seentjie in 'n arm dorp, moes die biksie Saggeus 10-1 ander vaardighede aan die dag lê, sodat mense nie meer na hom sou afkyk en hom dalk sou spot of selfs boelie nie. En sy uitkoms was om te wend tot die vreemde onderdrukker, naamlik die Romeinse owerheid, en vir hulle 'n agent te word. Hulle sou hom 'n geleentheid bied om uit te styg, sodat niemand ooit weer op hom sou neerkyk nie. So wat was Saggeus se eintlike probleem? 'n Gebrek aan aanvaarding en dus ook 'n gebrek aan selfvertroue, sodat hy later in sy lewe heeltemal geoorkompenseer het, in die geval deur ryk te word. En so het hy uitgestyg bo sy omstandighede, maar diep in sy hart was hy nog steeds die klein mannetjie, ek wil amper sê klein seentjie hunkerend na aanvaarding. En dis 'n inherente behoefte by ons almal, om aanvaar te word vir wie en wat ons is, sonder om voor te gee of te kompenseer. Nou onlangs kyk ek na die rolprent wat oor die lewe van Elton John handel, getiteld Rocketman. Treffend is hoe Elton John sy lewe lank geworstel het met verwerping. Sy obsessie na aanvaarding deur sy pa in so 'n mate dat hy totaal oorboord gaan
Net sy voorkoms, die brille, die kostuums. En dis omdat sy pa hom as kind nie wou aanvaar nie. En die fliek beeld baie mooi uit hoe onseker Elton John altyd gebly het oor homself. Desnieteenstaande sy talent, sy sukses. Saggeus ly aan 'n Napoleon-sindroom, 'n Elton John-sindroom. Maar wanneer Jesus in die dorpie ingestap kom, sien Jesus vir Saggeus raak. En hy noem hom by die naam. Dis baie belangrik. Om raak gesien te word en by die naam genoem te word. Dit beteken dat iemand jou ag. En dan gebruik Lukas die volgende woorde. En Jesus het opgekyk na Saggeus. Dis dieselfde Saggeus op wie daar altyd afgekyk is, neergesien is, omdat hy weens sy lente en later weens sy oorkompensasie deur skatryk te word, deur mense verwerp is. Ja, Saggeus het daarin geslaag om materieel te kompenseer vir 'n diep psigiese wond. En dit is so tipies. By alle mense, oor alle tye. Ek ken sulke mense, jy ken sulke mense. Kan onsself wees. Wanneer hy egter hoor van Jesus, die man wat soveel siek mense, siek siele kon genees, dan krap dit weer daardie ou wonde in sy sisteem oop, daardie behoefte net na aanvaarding, sodat hy besluit om te gaan kyk wie die man is wat mense raak sien. Maar Saggeus volg heeltemal ander strategie as die blinde man. Die blinde man probeer Jesus se aandag trek deur op hom te skree, desperaat te roep, Jesus ontferm U oor my. Maar Saggeus klim in 'n willevyboom waar hy 'n uitsig het, maar homself ook kan wegsteek. Want hy het oor jare geleer om sy lyf skraal te hou. Want Saggeus is intelligent, hy is 'n strateeg. En daar in die boom, met die beskutting van die blare, wou hy net vir homself seker maak waaroor daar so 'n bohaai is oor die man van Nasaret. Maar Saggeus wou toeskouer bly, veilig op 'n afstand. Maar wanneer Jesus reg onder die boom kom staan, dan kyk hy op en hy spreek hom direk aan. Saggeus. Ek dink Saggeus het hom boeglam geskrik, sodat hy amper uit die boom wou val. Hoe kan dit wees dat die man my raak sien en boonop my naam ken? En dan sê Jesus, Saggeus, ek moet vandag by jou tuis gaan. Hoe kan dit wees? Ek wat altyd misgekyk is, op afgekyk is. En selfs nou dat ek 'n ryk man is ek nog steeds iemand op wie mense neersien. Hoe kan dit wees dat die man my raak sien? Wat sien Jesus in my? En let nou op hoe Lukas dit dan nou verder beskryf. En Saggeus het gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Want Jesus het die klein seentjie in Saggeus wakker gemaak. Die klein seentjie met daai geweldige behoefte na erkenning en aanvaarding. En so genees Jesus daar in Jerigo nie een nie, maar 2 blinde mans. Die een fisies blind en die ander man blind vir sy diepste behoeftes. Blind vir wie hy eintlik is. En met eens gaan Saggeus se oë ook oop. Ja, geld, roem, status, materiële dinge kan kompenseer
vir daardie diep behoefte in almal van ons. Maar daar's altyd 'n tekort. 'n Behoefte na aanvaarding. En so lees ons, kom daar verlossing vir Saggeus en sy huis. Waarvan word hy verlos? Saggeus word verlos van sy Napoleon-syndroom. Hy hoef nou nie meer te oorkompenseer, so indruk te probeer maak by mense om aanvaar te word nie. Hy kan maar net homself wees om tuis te kom in die huis van Abraham. Dis sy eie mense. Jesus sê dit nie sonder rede dat Saggeus ook die seun van Abraham is nie. Want Saggeus is eintlik die verlore seun. Die een wat sy heil en voorspoed by die Romeine gaan soek het. Liefdelose, genadelose vreemdelinge. Mense wat hom weliswaar gehelp het om ryk te word, maar in die proses moes hy sy siel verkoop. En dit het hom vervreem van sy mense, van homself en van God. En ons sien dit oral. Ons sien dit aldag. Een van die groot probleme in Suid-Afrika is dat mense hulle siele verkoop vir nuutgevonde rykdom, om te oorkompenseer vir wat hulle nooit gehad het nie. Ons grootste drang is deesdae oorlewing ten alle koste in plaas van egtheid. Die drang om net bo uit te kom, maak nie saak op wie jy trap nie, en in die proses verloor jy jouself. Toe die man van Nasaret onder jou boom kom staan en opkyk en sê, ek moet vandag by jou tuis gaan. En dis dan, wanneer jy al jou prioriteite en al jou komplekse en aangeleerde oorlewingstegnieke hersien en besin oor die eintlike waarde van die lewe. Wees jouself. Aanvaar jouself. Want God het jou lank al aanvaar. Op die trapmeel van die lewe hardloop ons dikwels verby onsself. Ons verloor onsself in die stryd om oorlewing. En dis dan wanneer ons weet, u kom staan onder ons boom en u sê vir ons, vandag wil ek by jou tuis gaan. Here, bring ons terug. Laat ons tuis kom. Want ons weet, u aanvaar ons vir wie en wat ons is. En Here, leer ons om te gee, eerder as om te vat. Amen.